Goeiemôre. Het jy ooit gewonder hoekom steur ons aan die opinies van ongelowiges rakende ons geloof? En hoekom raak ons ontsteld wanneer ongelowiges spottender verwys na gelowiges as mense wat uit voeling met realiteit is? Ons weet mos dat ons deur die gawe van geloof diep in God geplant is. Sterk bome waai nie om as ligte briesies oor hulle waai nie. Psalm 1 is die inleidende psalm van die boek van Psalms en die eerste van die wysheidspsalms. Nou kom ons leer 'n bietjie van hierdie wysheid. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind weggewaai word. Daarom sal die goddelose hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. Die psalm begin met: dit gaan goed met die mens. In die 1933 en 53 vertaling word die woord welgeluksalig gebruik. In die LXX kry ons die Griekse woord makarios, wat gelukkig of geseënd beteken. Vers 1 van Psalm 1 sê vir ons dat die wat in God glo en hom eer en dien, wel, salig, gelukkig en geseënd is. Die woord goddeloses word 4 maal herhaal. Hierdie sondaars, ligsinniges of spotters is die mense wat hulle nie aan die eise van die Here hou nie, wat nie in die regte verhouding met God staan nie en wat dwaas is om te dink dat hulle sonder God kan lewe, wat God bespot en sy naam ontheilig en wat geen respek vir God het nie. Maandag het ek verwys na die skrywer C.S. Lewis wat gesê het dat een van die werkswyses wat die bose gebruik om gelowiges te oorrompel, die geleidelike verleiding tot kompromie is. Met ander woorde, om in die gewoonte te verval om indirek ons stempel van goedkeuring op oneervolle gedrag te plaas, deur ons daarmee te omring. Daardie gesprekke, programme, films, musiek, leesstof, wat deurspek is met die eindelike gebruik van die Here se naam, wat spot dryf met God, of waarin blaatante valshede oor God verkondig word, plaas die hoorders of die leerders in die kring van die spotters. En om daarin te bly, is om 'n aandeel te hê aan die ondermyning van die geloof. Kortom, almal wat nie vir God is nie, is teen God. Maar die wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is en wat op die regte tyd vrugte dra. In kontras met die goddeloses, die regverdiges, almal wat nie luister na die praatjies van die goddelose nie en wat nie deel is van 'n ligsinnige ingesteldheid rondom die lewe nie. Hulle ken die woord van God en vind daarin raad en leiding. Hulle kies 'n pad van vreugde en vrede saam met God. Versterk hulle geloof voortdurend deur tyd in die teenwoordigheid van God deur te bring. En hulle dra die vrugte van die Gees: liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En hulle versprei die boodskap van verlossing. Hulle voorspoed lê in die feit dat hulle in 'n verbintenis met God is
en daarom onder sy beskerming staan. God ken hulle. Maar die wat nie in die geloof en woord van God geanker is nie, verdor en word soos kaf weggewaai. Die lewe van die goddelose is uiteindelik 'n nuttelose gejaag na wind. Hulle gespot en ligsinnigheid lei tot die swaarste straf, en dit is 'n ewigheid sonder God. Daarom verdra die spot van die goddelose vandag, want as God vir ons is, ag, wie kan dan teen ons wees?